Die boek Openbaring. Gedurende die volgende preek of boodskap sal ons ook meer profeseë op die boek Openbaring konsentreer. Met ander woorde, ek gaan later met u baie praat oor die boek Openbaring, omdat dit vir ons die boek vir die eindtyd is, saam met gedeeltes van die boek van Daniël. Die mag van die hedendaagse tegnologie, die mag van die hedendaagse tegnologie. Die waarnemende tegnologie het tot op 2050 so geweldig gevorder. Die waarnemingstechnologie, my tong nou haak. Waarnemings met ander woorde, surveillance-kameras so goed. Verskoon my maar ek moet maar 'n bietjie Engels praat tussenin. Het in 2025 so geweldig gevorder, dat dit vandag moontlik is om iemand te identifiseer, sonder om eers sy of haar vingerafdrukke te neem. Wat? Selfs die manier wat u gewoond is om te loop, is genoeg om u positief te identifiseer. As ek stap bietjie mank. Ek het polio gehad toe ek 'n klein babietjie was, en dit het my linkerbeen geaffekteer. Ek het 1 of 2 operasies op my been gehad toe ek 'n kind was, 'n jong man was, en ek het bietjie van 'n mank loop. So ek sê altyd my wheel alignment is so bietjie uit. So baie van my mense, my gemeentelede het my geken. Ek het 'n bietjie, as jy mooi kyk, sal jy dit sien. Deur middel van die gesigsidentificering, dis 'n nuwe ding, gesigsidentificering, is dit moontlik om mense in groot byeenkomste of groepe te identifiseer. Hulle konsentreer 'n kamera op jou, of as ek sê nou 'n kamera, 'n groot kamera, soos by 'n sportbyeenkoms is, en hulle trek jou in jou gesig, hulle kan jou identifiseer, naam van en alles, hulle gebruik 'n rekenaar, die goed is rekenaars geïnstalleer, en hulle kan jou identifiseer. Jy kyk baie fabrieke goed vandag, wat jy bykom, jy kyk nie meer vingerafdrukke wat jy ingaan, of jou handpalms nie, jy kom en jy sit jou gesig teen 'n skerm en jy gaan in. Meeste van jou kar garage parkerings by winkelsentrums is gesigsidentificering. Hulle sê, hou jou hand by die skerm, maar terwyl jy jou hand by die skerm hou vir die parkeerkaartjie, is daar 'n kamera in jou gesig wat jou gesigkonstruksies identifiseer. Selfs deur ons handpalms is dit moontlik om mense te identifiseer. Ek wil net sê, een van die mees akkuraatste maniere van identifisering is wanneer u reis vrywillig, luister mooi, vrywillig. Dis die mees akkuraatste, is wanneer mense vrywillig die mikroskyfie implanting op die regterhand en voorkop neem. Jy weet natuurlik, hy werk glad nie op die linkerhand nie. Kyk hoe akkuraat is die woord. Johannes 90 na Jaf, 95 na Jaf, was so, op die eiland van Patmos, skryf. Merk op die regterhand en voorkop. Openbaring 13 vers 16 tot 18. Een van die mees akkuraatste maniere van identifisering is wanneer u reis vrywillig die mikroskyfie implanting neem. Ek Prof Hannes het reeds meer as 26 jaar gelees, meeste van hierdie inligting in my boek Vasgevang in die Antichrist Stem verduidelik, kry daai boek. Dit is uiters noodsaaklik dat jy hierdie boek moet bekom, want hierin verwys ek na baie meer nagevorsde inligting wat belangrik is vir die tyd waarin ons leef. Is onmoontlik, kan jy in hierdie 1 uur alles vir die inpak nie. Die mag van die sosiale media. Ek wil net sê, rondom die mikroskyfie, daar's vandag, sit hulle sulke winkeltjies op, soos 'n karavaantjie in Amerika. Staan die mense in rye, stap jy in en dan, die ene ou vat al jou informasie, hy voer dit in, dan sit die mikroskyfie in jou hand. Ek het in my winkel vir 7,5 jaar om in 'n blikkie gehad, hy's iewers in een van my kaste, met die spuitnaels en alles, ons het hom van China af gekry, hoe hulle hom inspuit en alles, dit is 'n verdowingsmiddel, spuit hom onder die vel en dan sit hy daarso. Lyk soos 'n naald wat jy bloed mee trek. Hy sê die mag van sosiale media, een van die grootste wapens wat Satan tans in 2025 gebruik, is om sosiale media platforms waarop leuns en mispersepsies in sekondes oor die aarde versprei word. En mense glo dit dan as die werklike waarheid. Dis een van die grootste leuns, internet. Die woord verklaar dat in die laaste dae sal Jahwe Almagtige God hulle die leuen stuur dat hulle dit kan glo, sodat hulle in hulle sonde kan sterwe. Hierdie ouens het klaar die merke goed gevat, klaar die chip gevat en daai dinge. Dis nie, hy kan nie nou gered word, hy kan gered word. Maar Jahwe laat dit toelaat, want hulle wil die sonde dien. Dis ouens, hulle het hulle gedagtes daarop ingestel. Jahwe sê, dien die sonde,
en sterf dan. Die Bybel sê elkeen wat sê Jaffa, Jaffa of Elohim of Meester, Meester wat sal ingaan nie. Die 33 sê Here, Here, maar Here beteken Baal. Gaan kyk Hosea 2 vers 15 en 16. Hy sê sy naam is Baal. Here, Here beteken Baal. Hy sê hulle sal in 'n sonde sterwe. In hierdie tyd waarin ons tans leef, is daar so 'n magdom van leuns wat per internetplatforms verkondig word dat mense wat gewoonlik die waarheid ken, selfs hieraan begin twyfel. Die mag van video's. Hiermee tesame is dit vandag moontlik dat deur New Age video's, ek gebruik nie nuwe wêreldorde, New Age sê alles, mense beïnvloed word sonder dat iemand dit daarteen praat of daarteen preek. Daar is soveel video's wat die jong mense se verstand en natuurlik volwasse mense, en baie van die goed is pornografie wat op die internet beskikbaar is. Daardeur verwoes hulle die lewens, huwelike van mense en lewens. Hier is die gevaarlikste gedeelte, dieselfde tegnologie wat die waarheid versprei. Hierdie rekenaar versprei die waarheid, want ek preek die evangelie. Word ook gebruik om godsdienstige en algemene leers te versprei. Omdat die mensdom vandag met soveel internetinformasie gebombardeer word, gebeur dat hulle meeste van die tyd eerder die leuen as die waarheid wil glo. Want die meerderheid glo mos altyd eerder 'n leuen.